Die boodskap, Numeri hoofstuk 19, die reinigingswater. Die Here het vir Moses en Aaron gesê, gaan sê vir die Israeliete, hulle moet vir julle 'n koei bring wat rooi van kleur is. Die koei mag nie krippel of vermink wees nie en sy mag ook nog nooit enige werk gedoen het nie. Bring haar vir die priester Elisar sodat hy haar uit die kamp kan uitvat en haar daar kan laat slag. Hy moet dan van die bloed in 'n bak opvang en met sy vingers 7 keer daarvan in die rigting spat van die ingang van die tent waar hy kan bid word. Daarna moet die koei voor Elisar verbrand word, vel, vleis, bloed en binnegoed alles saam. Die priester moet dan 'n stukkie sederhout, hisoptakkies en 'n stukkie rooi wol in die vuur gooi waarin die koei verbrand word. Daarna moet die priester sy klere was en bad voordat hy weer mag teruggaan kamp toe. Hy is egter vir die res van die dag nie geskik om diens te doen in die tent nie. Die persoon wat die koei verbrand het, moet ook sy klere was en bad. Hy is ook vir die res van die dag onrein. 'n Rein persoon moet dan die as van die koei bymekaar maak en dit buite die kamp op 'n skoon plek gaan bære. Die Israeliete moet hierdie as saam met die reinigingswater gebruik. Die doel van hierdie ritueel is om vir hulle sonde vergifnis te vra. Die persoon wat die koei se as bymekaar gemaak het, moet ook sy klere was, maar hy sal ook vir die res van die dag onrein wees. Hierdie is 'n permanente gebruik wat geld vir die Israeliete en vir die mense van ander volke wat by hulle bly. Hoe die reinigingswater gebruik is. Iemand wat aan 'n lijk raak, mag vir 'n week nie enige amptelike godsdienstige funksies verrig by die tent waar hy kan bid word nie. So 'n persoon moet homself op die 3de en die 7de dag met die reinigingswater was en dan kan hy weer godsdienstige take verrig. Indien hy dit nie presies so doen nie, bly hy onrein. As iemand aan 'n lijk geraak het en homself nie op daardie manier gereinig het nie en hy kom by die tent waar hy kan bid word, maak hy dit onrein. Dan moet die ander Israeliete hom wegjaag uit hulle midde, want hy bly onrein. Wanneer iemand in 'n tent doodgaan, is elkeen wat in daardie tent ingaan en alles wat daar binne is vir 7 dae onrein. Elke houer met kos of water wat nie 'n deksel opgehad het nie, is ook onrein. Enige iemand wat in die veld in die liggaam raak van 'n soldaat wat dood is, of selfs aan 'n persoon wat aan 'n natuurlike oorsaak dood is, of selfs aan 'n geraamte of 'n graf, mag vir 7 dae geen amptelike godsdienstige take in die tent verrig of daar naby kom nie. As iemand op hierdie manier onrein geword het, moet die persoon van die as van die offer vat wat vir die mense se sondes geoffer word, dit in 'n pot sit en vars water daaroor gooi. Dan moet iemand anders wat rein is, 'n hisoptakkie vat en dit in die water druk. Met hierdie takkie moet hy dan van die water oor die tent sprinkel en oor al die voorwerpe en houers in die tent en ook oor die mense wat betrokke was. Dieselfde prosedure moet gevolg word in die geval van iemand wat aan 'n lijk, iemand wat vermoor is, 'n geraamte of 'n graf geraak het. Die rein persoon moet hierdie water op die 3de en die 7de dag op die onrein persoon sprinkel. Op die 7de dag moet die persoon wat nie aan enige amptelike godsdienstige aktiwiteite kan deelneem nie, homself skoon was, sy klere ook. Teen die aand sal hy dan weer rein wees. As iemand wat onrein is homself nie op die manier gereinig het nie, moet hy uit die midde van Israel weggejaag word, want hy die Here se heilige tent met sy eie onreinheid besoedel. Daarom mag hy nie meer as 'n Israeliet behandel word nie. Dit is 'n permanente reël. Die persoon wat die reinigingswater sprinkel, moet agterna ook sy klere was. Enige persoon wat aan die reinigingswater raak, sal vir die res van die dag onrein wees. Enige iemand of enige iets waaraan 'n onrein persoon raak, bly vir die res van daardie dag onrein.